Jou sielskoffie met 'n verskil. Ek wil jou vandag iets vra. Leef jy werklik? Of is jy dalk net besig om van een dag na die volgende te oorleef? Ek dink baie van ons bevind onsself op 'n stadium in daardie plek. Ons staan soggens op, doen wat gedoen moet word, betaal die rekeninge wat ons kan, sorg vir almal om ons en bekommer ons oor die res. Diep binne-in voel dit asof ons net bestaan en nêrens heen op pad is nie. Daar was 'n tyd in my lewe waar ek ook gevoel het, ek het geen rigting meer nie. Die kinders was groot, die huis was stil en ek het gewonder, Here, is dit al? Is dit hoe my lewe nou gaan wees? Maar toe herinner die Here my aan iets baie belangrik. God het jou en my nooit geskep om net te oorleef nie. Hy het ons geskep om te leef, voluit te leef. Hy wil hê dat ek 'n vooruitsig moet hê, dat ek vrede moet ken en met hoop na die toekoms kyk. Dink net daaroor. God se plan vir jou en my is nie 'n lewe van moedeloosheid nie. Dis nie 'n lewe waar jy net elke dag moet probeer kop bo water hou nie. Hy het vir jou 'n lewe vol verwagting gegee, 'n lewe vol hoop en 'n lewe met 'n mooi uitkoms. Ja, ek weet dit voel dalk nie vandag so nie, maar God se woord is die waarheid. Dis tussen daar waar ons dit nog nie ervaar nie, tot daar waar dit manifesteer, wat ons Vader ontdek en hom leer vertrou. Dis daar waar ons hom deel maak van ons lewensreis en sy goedheid ervaar. Dis in ons reis van hier en ons reis om tot daar te kom, wat ons Jesus se vrede ontdek. Maak nie saak wat nie. Ons is nooit alleen nie. Dis 'n feit, want God beloof ons sy teenwoordigheid. Jou lewensreis is besonders mooi, al voel dit nie so nie, want dit kan die swaarste seisoen verander in 'n plek waar hoop weer groei. Al verander niks rondom ons nie. Dis 'n plek waar God teenwoordig is en ons beskerm, maak nie saak wat nie. Miskien voel jy vandag vasgevang. Miskien voel dit of jou beste jare agter jou lê. Of dalk het jy moed verloor omdat dinge nie uitgewerk het soos jy gehoop het nie. Dan wil ek vir jou vandag sê, moenie jou huidige omstandighede met jou eindbestemming verwar nie. Net omdat jy vandag 'n moeilike hoofstuk het, beteken nie dis die einde van jou storie nie. Laat God toe om jou te help skryf daaraan. Hy's besig om deure oop te maak. Hy's besig om nuwe geleenthede op jou pad te bring. Soms begin daardie nuwe hoofstuk met een eenvoudige besluit om weer te glo, om weer te vertrou, om weer te verwag dat God groot dinge kan doen. Begin weer droom, hou aan bid en leef met 'n verwagting, want God het jou nie geskep vir 'n lewe van moedeloosheid nie, maar vir 'n lewe vol betekenis, hoop en vreugde. Mag jy vandag hierdie waarheid in jou hart vasmaak, dat jou storie nog nie klaar geskryf is nie. God is nog besig met jou. Jou mooiste hoofstuk lê nog voor jou.